Kom ons bid saam en dan vra ons die Here se seën op sy woord. Dankie Here Jesus vir die 11de Januarie 2026. 'n Dag wat ons nooit weer gaan oor hê nie, Here, omdat dit vandag is, it's the present, dit is 'n geskenk uit U hand uit. En ons kan kies of ons hierdie dag en hierdie woord wat U op hierdie dag wil gee, wil hoor en wil aanneem. En of ons nekke wil styf maak en eerder ons lewe op hierdie aarde leef tot ons eie eer en ons eie wil. En of ons gaan sê volgens Here, mag U koninkryk en U geregtigheid in ons harte vandag eerste wees. En Here, ons kies die tweede. Ons kies die koninkryk. Ons kies U geregtigheid wat U self is, Here. Ons kies die krag van die woord wat lewend en kragtig is en wat wil werk vandag, diep wil insny, operasie oop hartchirurgie wil hê vandag. Ons kies dit. En daarom kom ons as U diensknegte, Here, en ons kom buig laag voor U neer, want U is Heer en ons is nie. U is koning en ons is nie. U is alomteenwoordig, verhewe bo alles en ons is nie. En ons kom stel onsself totaal en al ondergeskik aan U heerskappy. En U sê, Here, in die vroeë dae het U gepraat deur profete, maar in die laaste dae praat U deur die Seun. En daardie Seun sê, ek is die woord. En wanneer ons vanoggend met die woord besig raak, dan raak ons besig met U. Here, raak besig met ons vanoggend. Sodat ons nie hier kan uitstap dieselfde as wat ons ingestap het nie. Sodat ons een treukie kan nader gee aan U hart, Here. En sodat ons ore kan hoor, wat is die rede hoekom U vir ons op hierdie aarde geplaas het. En hoekom ons nie vanoggend 'n donkie of 'n skaap of 'n hoender is nie, maar 'n mens. Verheerlik U self in ons midde. Dit bid ons, dit vra ons, dit glo ons in die kragtigste naam van alle name, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons doen gou 'n opsommetjie. Jy kan gou blaai na 1 Konings 17 toe as jy nie verlede weekie was nie. Dan doen ons net gou 'n opsommetjie. Want vandag se woord volg op verlede week se woord. 1 Konings 17. Dis daar net voor Efesiërs, Galasiërs sê vir 1 Konings 17 kry. Dis 'n grappie om Jan, hoor, en dit net nie regtig aan so kan. Elia verskyn uit die niet uit. Ons sien nie sy naam in die Bybel voor hierdie spesifieke spot nie. En Elia kom uit die niet uit en die Here roep hom en hy stuur hom na 'n koning toe, koning Agab, wat nie die Here gedien het nie. Koning van Israel, wat nie die Here dien nie. En hy gaan gee vir hom 'n woord, daar in vers 2, en hy sê vir hom, vers 1 en vers 2 sê vir hom, jy gaan as koning sien dat die Here sê, dit gaan nie dou of reën nie. Nou dis een ding om te sê, dit gaan nie reën nie, maar dit is heeltemal iets anders om te sê, dit gaan nie eers dou nie. Jy gaan nie eers 'n dou spoortjie trap van jou huis af na jou voertuig toe nie. En jy kan 'n studie gaan maak van droogte, wat ek gedoen het in 20, waar was hy groot droogte, daai 9 jaar 1. Hier van 2008 af, 9 af aan, was hy gewees. Ek het 'n studie gaan maak van al die plekke in die Bybel wat praat oor droogte. En sonder uitsondering sal jy sien dat die Here roep sy volk terug na hom. Wanneer die Here iets soos dit toelaat, is dit nie om seer te maak of mense te laat doodgaan, seker tipe dinge nie. Dis om te sê, my volk, wat moet ek doen om julle harte terug te kry by my? Want ons dien 'n God van liefde, maar moenie jy 'n definisie plaas in hoe hy sy liefde moet uitleef nie. Hy's God en jy nie.
En as hy wil 'n droogte gebruik, of 'n finansiële krisis wil gebruik, of 'n vuur, of enigiets daarmee saam, dan is hy by ten volle magtig en in beheer om dit te kan toelaat, sodat hy sy ultimate goal kan bereik, en dit is om tot jou hart te spreek, en te sê, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal rus gee. En hierso gaan gee hy vir Agab die boodskap, en die Here het nie vir Agab afgeskryf nie. Hy gee vir Agab nog baie keuses, maar Agab gaan maak homself vas in die huwelik met Jezebel. Agab gaan trou met 'n heidense vrou, en hy laat toe dat die heidense gode en afgode ingebring word in Israel in. Terwyl God 'n duidelike opdrag gegee het om nie te meng met heidense volke nie. Het God 'n probleem dat iemand trou met iemand anders wat anders 'n taal praat? Nee. God het 'n probleem dat jy hom verwerp en ander afgode aanbid. Op ander afgode steun. En daarom sê God, dit gaan nie reën vir 'n sekere tyd lank nie, Agab. En dis al agtergrond wat ek vir jou gaan gee, want ons gaan nie vanoggend noodwendig praat oor Agab nie. Ons wil vanoggend bietjie met Elia verder gaan, want in vers 3 sê die Here vir Elia, gaan hiervandaan weg, draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink, en ek het die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En ons het verlede week vir mekaar gesê, dat is 3. Yes. Die foon is aan. Hy was al die hele tyd aan. Ja, ekskuus tog oom, ons hierdie ding is 'n naam is 'n selfoon, hy kom uit die 20ste, 21ste eeu uit. O ja, dis nie 'n handlyn nie. Ja, so 2 langes en 'n korte. Ja. Jy is aan. Jy is aan. Nee, dankie dat jy my remind het, ek het al vergeet, nee. Ja. Dit is hierdie ding, digitale mobiele eenheid. 3 opdragte in 1 kry Elia. Die eerste opdrag is, kom weg. Dis die waarskuwing wat die Here gee. Die Here sal altyd in sy liefde vir jou waarskuwings gee. Kom weg. Jy sal oral in die Bybelplekke sien waar die Here sê, dit is wie julle was, maar dis nie wie julle nou is. Hy so, kom weg van daai goed af, los dit daar. Moenie verder met dit aangaan nie. So daar sekere goed wat ons vir mekaar sê in 2025 moes agtergebly het in ons stap saam met die Here. Goed wat vir ons weghou en weerhou en struikelblokke is, en is of verhoudings wat sleg is vir jou, en of dit is ambisies. In my geval was dit 'n ambisie. Geweldige ambisie, wat ek vandag 'n bietjie meer oor jou gaan gesels, wat in my hart opgekom het. En die Here het vir my kom sê, kom weg daarvan af. En die tweede opdrag wat hy gee is, draai vir jou. Dis 'n U-turn, 'n U-draai. Draai, kom so weg dat jy totale al omdraai. Want die woord bekeer beteken 180 grade in die ander rigting as wat jy op pad was. So moet jy wegdraai. Want jy sien sekere ouens sê nee, ek gaan nou van die bottel af wegdraai. Ek gaan nou in plaas van 2 bottels brandewyn 'n naweek gaan ek nou net 1. En dan sê ek nee, ek wil dalk net na 2. As die Here vir jou sê, my broer, jy het 'n probleem met brandewyn, dan moet jy 'n draai maak van brandewyn af. Dis heeltemal weg. As jy 'n probleem het met Grand West, ek het 1 uur in die nag opgestaan. Glo dit of nie, die ou wat jy voorstaan het 1 uur in die nag opgestaan, dan ry ek deur Grand West toe. Lank voor ek deel was van julle natuurlik, né? Dan speel ek tot my horlosie sê dis dag. Want jy kan nie daar binne weet of dag of nag is nie. Totdat die Here sê, kom weg van Grand West af, maar jy moet so draai van Grand West af, dat jy die kaart opknip, jouself laat blok, alles laat doen, jy mag nie daar kom nie. Draai heeltemal weg. Dit is nie, ons gaan nou 'n bietjie minder soontoe nie. Dit het so blokkasie in my lewe veroorsaak daai tyd, dat ek nie die Here kon dien nie. Want ek het gejaag en gesoek na geld. En jy weet wat daar gebeur. In plaas van kry, betaal jy die krag daar. Want as jy wen, wil jy net nog probeer wen.
Dis dieselfde. Elke ou wat week na week staan by die lotto kaartjie, week na week is dit, asseblief Here, kan ek nie net hierdie ding wen nie. En as die Here sê, draai weg, kom weg van lotto af, draai, moet jy 'n U-draai maak. Weg. Want daar's 'n verskil om op die lotto te vertrou en op die Here te vertrou. En dan sê hy vir Elia, as jy weggedraai het van hierdie plek af, dan gaan skuil jy gaan wag. Engelse woord is hide. Hy het vir hom 'n GPS-koördinaat gegee. Oos, daar's 'n plek met die naam van Krit. Dis 'n spruit. Dan gaan steek jy vir jouself daar weg, dan gaan skuil jy daar. En daar gaan ek met jou werk, Elia. Daar gaan ek met jou besig wees oor die volgende seisoen in jou lewe wat ek wil aankondig. Maar as jy nie daar gaan skuil nie, gaan jy dit mis. En heel waarskynlik, as jy dit mis, gaan jy bly op die plek waar jy is. Jy kom nooit weg nie. So baie mense wil die Here innooi en sê, Here, kom asseblief in hier in my situasie hier. Kom maak my gemaklik hier. Kom voorsien aan my hier. Terwyl die Here sê, kom jy weg daarvan af. My voorsiening lê hier. Want my opdrag is kom weg. My opdrag is draai. En dan gee die Here in daai vers, gee hy die outomatiese ingeboude voorsiening. Dit is so 'n outomatiese radkas, jy hoef niks, daar's nie klats betrokke nie. As jy dit gaan doen, soontoe gaan waar ek vir jou wys, dan sal ek my kraaie, luister mooi wat daar staan. Krit was oos van die Jordaan, en die kraaie het vir hom smorgens brood en vleis gebring. Wat het hy gesê die opdrag? Vers 3. En jy moet by die spruit drink, en ek het, vers 4, ek het, in sy opdrag van gaan, het ek die kraaie opdrag gegee, om aan jou te voorsien, wat jy gaan nodig hê, terwyl jy daar is. Jy gaan drink uit die spruit, en jy gaan eet, uit my voorsiening uit. En dis nou waar ek vandag wil aangaan, met waar ons verlede week gestop het. So die Here het reeds vir my, in my 12 dae by die see, waar ek by my spruit Krit moes gaan sit, het hy met my gepraat oor wat hierdie jaar binne ons gemeente moet gebeur, maar het ook individueel met my daar gewerk. Daar's ook goed wat hy vir my moes sê, my kind, hier moet jy wegkom. Hier moet jy wegdraai, 'n geweldige draai maak, sodat ek vir jou kan wys wat is my plan vir jou binne die groter gemeenskap en gemeente. En ek is 100% seker dat hy roep vir jou na die spruit van Krit. Ek is 100% seker dat wanneer jy doelbewus na jou dagboek gaan kyk nou, voordat hierdie jaar momentum begin optel. Doelbewus gaan kyk en sê, ek gaan tyd een kan sit. Ek praat nie van 5 minute, 10 minute in my geliefde. Ons praat nie nou van 'n oggendgodsdiens of 'n aand Bybellees hierso nie. Ek praat van die erns in jou hart, om te wil hoor, wat sê die Here vir jou oor hierdie jaar? Dis irrelevant wat hy vir die gemeente sê. Wat sê hy vir jou? Maar hy gaan dit nie vir jou sê waar jy nou is nie. Hy gaan dit vir jou sê waar hy vir jou wys jy moet wegkom. Jy moet jouself kan afsonder. Luister gou vir my. Jy moet tyd uitboek. Daar's 'n woord wat sê koop die tyd uit. Koop die tyd uit. Die betekenis daarvan is, iemand werk teen R500 'n uur. En ek sê vir myself, as ek 3 ure gaan afvat om iets te gaan doen wat lekker is, mis ek uit op R1,500. 500 maal 3 is R1,500. Maar ek koop die tyd by myself uit om te sê, dit wat ek wil gaan doen, is vir my belangriker as die R1,500 wat ek hier kan verdien. Dit is tyd uitkoop.
Want in jou natuur is daar 'n calculator. Of jy hom nou wil hê of nie, hy's by jou en hy's by my. En hy sê, wat gaan dit my kos? Wat gaan dit my kos? Wat gaan dit my kos? Nee papa, ek wil vir die 10de keer supersoep toe gaan. Wat gaan dit my kos? En dan vra ek myself, is die tyd saam met my kind by die supertube die moeite werd om uit te koop teenoor om dit te spaar? Wat is jou tyd saam met die Here vir jou werd op jou calculator? Wat gaan dit jou kos om tyd uit te koop uit jou dagboek en te gaan sê, Here, waar kan ek 'n gebruik maak, al is dit vir 'n dag? Waar kan ek 'n gebruik maak om alleen by u voete te gaan sit? En vir 'n dag te sê, my selfoon is nie vandag belangrik nie. Sit sommer op my status, en broers, ek sal later verduidelik wat dit beteken. Sit sommer op my status, dat ek is nie vandag beskikbaar nie, kontak my asseblief môre. En ek sê, Here, ek koop hierdie dag uit, om by die spruit van Krit saam met u te kom sit, want ek weet, ek kan nie bekostig om dit te mis nie. En geliefde, ek kan vir jou waarborg, ek kan vir jou waarborg, nader tot die Here, en hy nader tot jou. As sê mense op my, ja, ek hoor nie die stem van die Here, en hy sê, ek wys vir my waar jy tyd met hom spandeer. Die Here is nie 'n nuusberig wat aangaan 1 uur op die radio. Ek ken ouens wat nie 6 uur mis nie. Jy kan wat maak, 6 uur is hy voor die radio. Wat nou in sy bakkie is op by die huis is, 6 uur is hy luister nuus. Dis sy afspraak, hy luister nuus. Maar hy kan nie die tyd uitkoop om by die Here te hoor wat sy plan vir hom is. Dan nie einde van 2026 vir my sê, waar is die Here nie? Of ek weet nie wat die Here se plan met my is nie. Maak nou die besluit om tyd uit te koop. En vir my vat dit 'n bietjie langer. Ek moet gaan sit, meer as 'n dag. Ek moet deur iets werk, iets moet dwars deur my filters loop. Ek weet nie hoe om dit beter te sê nie. Jy moet dwars deur gaan voor ek sê, ek het hom. So vir my was dit 12 dae, nie aan een nie, stukkies, maar in die 12 dae het die prentjie van Krit vir my bymekaar gekom. So ek is vas oortuig, sonder enige twyfel, Donald Trump kan my sancties teen my instel as hy wil. Ek weet wat die Here vir my sê. En ek begeer dat jy sal weet wat die Here vir jou sê in hierdie jaar. En daarom bring ek nou vir jou die woord, omdat ek vir jou lief is. Koop die tyd uit om by Krit te gaan sit. En nou gaan ons 'n bietjie praat oor hoe werk dit by Krit. Hoe werk dit daar? Okay. Hierdie gedeelte wat ons vandag oor gaan praat, gaan alles oor die Here se voorsiening. En ek noem vandag God provides. Weet jy hoekom? Omdat ek vandag teruggedink aan 1947 kilometer, waar die Here voor die tyd, voor ek wegtrek vir my sê, my kind, ek gaan jou moet leer, want jy weet nie hoe dit werk nie. Ek gaan jou moet leer, en jy gaan prakties moet ervaar, en dit deel maak van jou sisteem. Hoe werk my voorsiening in jou lewe? Daarom ruk ek jou vir 76 dae weg van die samelewing af, in 2010. En die spruit van Krit duur 76 dae. Van die Kaap af met die voet Pretoria toe. Om te verstaan 'n ietsie van wat dit beteken om die Here te gehoorsaam en binne dit te beleef, hoe lyk sy voorsiening wat vloei vanuit sy opdrag uit. En hier wil ek hê vandag jy moet baie mooi luister. Want die average prosperity preacher wat jy op YouTube gaan aansit, gaan vir jou net die beloftes bring in die woord. Wat sê, die Here het sy kraaie opdrag gegee om vir jou te sorg. Hy sal vir jou sorg. En hulle is reg, maar dit is 'n halwe woord. Want die volle woord is, die Here sê, kom weg, draai, gaan soontoe, dan sal ek.
Daar's 'n opdrag wat gehoorsaam moet word, voordat jy kan beleef wat ingesluit is in die opdrag, want die voorsiening is ingesluit in die gehoorsaamheid van die opdrag. Hy voorsien altyd binne die missie wat hy gee, altyd, guaranteed. Maar dis nie jou missie nie. Dis nie jou plan nie. Dis nie jou ambisie nie. Dis sy opdrag. Hoekom? Want in die moederskoot het hy jou gevorm. Voordat jy gedagtes gehad het, voordat jy kon sê, ek is honger, en 'n nee uit jou mond uit kon kom, ons het gister gepraat oor die 5 baby languages, wat kinders praat, babetjies praat, wat nie kan sê, ek is honger, of ek het 'n vuil doek of iets nie, met die klankies wat hulle maak. Voordat jy daai klankie kon maak, het die Here reeds geweet, wat is die plan, wat hy met jou het, op hierdie aardbol. En dat ek gou vir jou nou sê, jy is nie die opsomming, en die totaal, van jou foute wat jy al gemaak het tot nou toe nie. Elke liewe misstap wat jy gemaak het tot nou toe, raak deel van die karakter van jou om vorentoe te gaan. Anders kon Paulus nooit van Saulus af na Paulus toe verander het nie. As ons vir Paulus op sy baadjie moes takseer, moes hy nou nog in die tronk gesit het. Maar die Here vat 'n vervolger en 'n moordenaar met wie hy 'n plan gehad het van die grondlegging van die aarde af. En hy sê vir Ananias na hom toe moet gaan en sy oë moet geoop. Ek sê Ananias, Here, weet jy nou wie toe stuur jy my? Sê ja Ananias, ek weet ek het hom gevolg. En ek weet hoeveel hierdie man gaan suffer vir die koninkryk. God sê vir Ananias, ek weet dat Paulus gaan die tyd uitkoop om by Krit te kom sit vir my. En die Here vat vir Paulus vir 3 jaar Krit toe. 3 jaar. Amper wys ek 2. Paulus moet 3 jaar by die spruit van Krit gaan sit. Om te hoor en om in te neem en te verstaan wat die Here sê. Hoe lyk hierdie wegdraai van hierdie wêreld af? En Paulus se wegdraai was van alles af wat nice was. Eerste in sy klas. Fariseer, by uitstek, geleerde, in aansien by die Joodse Raad. 'n pragtige appie, wat eendag kan uitkom by hoëpriester. Hy is genomineer, hierdie ou kan dit wees. Fariseer was van jou rykste mense wat jy gekry het. En Paulus moes 'n u-draai maak, weg van godsdiens af, weg van aansien af, weg van weelde af, weg van status af, om vir sy lewe lang, tot die dag wat hy dood gegaan het, 'n vlugteling te wees vir Christus. Maar toe hy daai draai maak, toe sê, doen hy wat die woord sê, hy bepaal die prys wat dit kos om hierdie huis te bou. Hy koop die tyd uit, hy sê, dis okay, ek het gelewe vir myself, maar nie meer nie. Ek het hom gesien, ek het hom beleef, ek het hom aanvaar, ek is gewederbaar, ek leef nie meer vir myself nie, ek sterf aan self, en ek leef nou vir Christus, ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, en so kan ons aanhou vir ewig. Alles het begin by die spruit van Krit, alleen sit saam met die Here. Ek het my 76 dae gehad, om te kon terugkom van Pretoria, en te sê, soos Job gesê het, Here, ek het u van hoor sê geken. Hoor sê beteken, dit wat ander mense my vertel wie u is. Maar in daai 76 dae Pretoria toe, by Krit, het ek die Here van die leerskare ontmoet, en sy stem so duidelik gehoor, en beleef, dat hy vir my sê, ek ruk jou weg uit die samelewing, want ek het 'n ander plan met jou, as wat jy dink. En hierdie vakansie moes hy my herinner daaraan. Daar sit my vrou as my getuie. Want geliefdes, hierdie vakansie het ek hierdie draai probeer maak of hy die dalk net kan terugkom, miskien. En daar het 'n besigheidsambisie in my hart begin groei. Wat my ook op 'n beter plek kan plaas as wat ek dink ek is. Wel, wat die vlees vir my sê, ek verdien. Jy verdien mos beter as wat jy nou het. Hier is die geleentheid. En 'n ambisie het soos 'n saadjie begin opskiet in my hart.
En ek het toegelaat dat hy wortels kry. En ek het toegelaat dat hy begin sterk raak in die potplant se wande begin druk. Tot ek gaan sit het en hierdie saak met die Here deurbid het, toe sê vir my kind, kom hier vandaan weg. Dit is nie waarvoor ek jou geroep het nie. En ek moes bely teenoor my vrou, dat daar 'n begeerte in my hart oorgebly het, van 'n ou lewe. 'n jaag na iets beter. 'n soeke na iets buite kan die wil van die Here, wat my beter kan laat lyk en kan laat voel. 'n begeerte na finansiële sukses, hoe jy dit ook al wil definieer. En ek weet ek is nie alleen nie. As jong man het ek begeer, terwyl die ander ouens op naweke gegaan het, het ek verbande betaal. Ernstig. Ek kon nie saamgaan nie, want ek moes verbande betaal. Uit al my eiendomsbelegging wat ek gehad het, hulle het almal negatief, almal het geld gemaak uit die eiendomskurf uit, behalwe ek. Myne het ek verkoop teen almal verliese behalwe een. Omdat die Here sê, dis nie my plan wat ek vir jou het nie. Dis nie die plan wat ek vir jou het nie. En die dag toe ons hier na julle toe ry, die 4de Augustus 2019, en ons kom begin saam met julle as 'n herderspaar in hierdie gemeente, en ons kom oor hy berg gery, toe sê die Here vir my, kyk terug, en sê vir my, as ek jou toegelaat het, om hierdie suksesvolle besigheidsman te raak, wat jy so graag wou gehad het, so begeer het om te wees, sou jy ja gesê het vir die koninkryk, in die bediening. Kans is groot dat ek nie so gesê het. Want toe die ryk jong man by Jesus aankom, en hy sê, al hierdie goed doen ek al klaar, Here Jesus. Wat kan ek nog doen? Toe sê Jesus vir hom Jesus challenge die een ding waaroor ons vandag gaan praat. Hy sê vir hom, laat gaan jou sukses. En die ryk jong man draai om, en hy stap bedroef daar weg. Hoekom? Want hy het baie besit. Want hy het baie besit. En in my hart was ek op pad na 'n plek toe, waar ek kan, die mooiste manier wat ek vir jou kan beskryf, en asseblief, ek promoveer nie iets buite kan die wil van die Here nie, maar ek kyk die Chosen reeks. Okay? En ek haal daar uit wat ek voel, Bybels en korrek is, en dit wat vir my voel net 'n storie is, sit ek een kant toe. Jy moet alles toets aan die woord. Maar daar is vir my iets verskriklik mooi aan die manier wat hulle vir Judas uitbeeld. Judas kom na Jesus toe as hierdie suksesvolle besigheidsman, wat die aandelemarkte verstaan, en eiendom verstaan, en lief is om dinge bymekaar te sit en te maak werk, en wins uit te werk, en hy calculate alles. En Jesus roep hom om hom te volg. En Judas is die hele tyd in sy kop besig met planne. En hy is die hele tyd besig om te sê, hoe gaan ek hierdie kennis van my? Ek sien die geleenthede, as sien ek die crowds, nou ons kan dinge doen, ons kan die koninkryk groei, ons kan geld insamel en al hierdie goeders doen, en elke keer sê Jesus vir hom, nee, dis nie my plan nie. En dan raak Judas so gefrustreerd. En in plaas dat Jesus hom uitstuur om te gaan groot besigheid doen sodat hy geld kan invorder vir die koninkryk, dan stuur Jesus hom saam met 'n ander ou af na die water toe om te gaan klere was. En dan sê hy, maar ons het meer talent as hierdie. Jesus moet ons anders aanwend, hy het ons sekere talente vir ons gegee, en dan sê hierdie ander ou vir hom, Judas, dit is wie ons was. Dis nie wie ons is nie. En dit wat Jesus ons voor nodig het, sal hy in ons lewens aankondig. En wat hy vir ons nou gevra het, om tot die beste van ons vermoë te doen, is om hierdie ander ouens se klere te was. So ons twee gaan nou dit doen, met 'n diensbare hart, omdat die opdrag van die Here was, gaan was die klere. So eenvoudig soos dit.
Nou was Judas in die klere, maar hy is glad nie happy. En hy sê vir die ander ou, hy sê vir hom, "Sjoe, maar vind jy nie soms dat jy probeer trou dit wat jy in jou ou lewe graag wil hê met dit wie Jesus van jou verwag nie?" Jog, maar hy woorde ruk my. Vind jy nie soms dat jy probeer 'n middeweg vind tussen dit wat jy in jou ou lewe wou hê en wou doen en dit wat die koninkryk se vereistes is? En as jy daai middeweg soek, dan besef jy nie, jy speel 100% in godsdienst se kake nie. Want godsdienst sê, ek doen mos my deel hier, so ek kan mos maar daar. Hy soek altyd daai middeweg. As jy nou na die Vatikaan toe gaan, in Rome, daar sit nie eens meer 'n priester in 'n hokkie wat vir jou sê, wat het jy dan? Daar's nou 'n tape-recordertjie wat speel. Ek moet obviously nie meer tyd nie, maar as 'n opnametjie wat speel, wat sê, wat het jy verkeerd gedoen? Hierso is die vlakke van sonde, hierso is die tipe inkomste wat jy in die bakkie moet gooi. Dan is jou sonde vergewe. I kid you not. Een van ons vriendinne was daar, sy het ons gebel en gesê, dis wat daar binne gebeur het. Sy moes haar $60 ingooi, as sy haar sonde vergewe wil hê. 'n Middeweg, sodat ons kan voorsien in wat ons graag wil hê. Die Vatikaan is 'n staat op sy eie. Van die meeste weelde in die wêreld, alles is goud daar binne. Daar is alles behalwe die koninkryk daar binne. En die Here moet vir my sit maak, die vakansie op my te sê, as hierdie ambisie nie in jou hart gaan sterf nie, is daar geen verskil tussen jou en die ryk jong man wat wegstap nie. Want Jesus roep daai ryk jong man presies dieselfde as wat hy enige een van sy ander disippels roep. Hy sê vir hulle almal dieselfde, los agter, volg my. Laat gaan die kant, draai om, ons gaan die kant toe. Kom skuil by my, vir 3 jaar gaan ek jou oplei. Daai ryk jong man wat 'n fariseer was, kon ook deel van die disippels gewees het. Maar hy draai weg, hoekom? Want jy kan nie 2 Here dien nie. Is ek reg? Kom ons breek net gou. Kom ons stop hom net gou hierso. Ek wil net gou terugkom na die spruit van Krit toe. Die opdrag wat die Here vir Elia gee, maak nie sin nie. Kan ek jou sê hoekom die opdrag nie sin maak nie? Ek en jy lees oor hierdie opdrag met hierdie uitgesproke belofte van voorsiening. En ons sê, great, die Here het vir ons gesê om sorg. Kan ek gou vir jou sê wat Elia gehoor het? Gaan kyk gou 'n bietjie hy's mos van Tisbiet. Ek het dit gaan Google. Gaan kyk gou hoe lyk Tisbiet waarvan hy kom. Dis 'n bergagtige area. Met baie klein valleitjies en goedjies. En wanneer die Here vir hom sê, gaan na die spruit Krit toe, dan sê die Here die volgende vir Elia, in Elia se verstaan, 'n spruit is nie 'n fontein nie. Die Here stuur nie vir Elia, onthou, wat se opdrag het hy vir Agag gegee? Vir 'n lang tyd van nou af gaan dit nie reën nie. Dit gaan nie eers dou nie. So wat gebeur natuurlik as dit nie gaan reën en dou nie? Water word minder, nee? So hy stuur nie vir Elia na 'n rivier toe nie, hy stuur hom nie na 'n standhoudende fontein toe nie, hy stuur hom na 'n spruit toe. In die oorsprong van wat Elia sou verstaan het daar, is 'n spruit, luister gou vir my mooi, 'n spruit is iets in 'n valleitjie, klipperig, wat loop terwyl dit die reenseisoen is. So wat sê hy vir Elia? Wat hoor jy sê hy vir Elia? Hy sê, ek stuur jou na iets toe wat guaranteed is om droog te raak. Ja, Here, maar het ek dan nou nie 'n opdrag uitgevoer nie? Verdien ek dan nou nie die beste nie? Hoekom stuur jy my na
'n rivier toe waar iemand klaar vir my 'n mooi huis gebou het en die visstok staan en wag klaar daar, dat alles reg is, want ek het mos nog gedoen wat hy sê, nee. Die opdragte van die Here maak nie sin nie. En dan gaan die Here verder. Dan sê ek het wat opdrag gegee om vir jou te sorg? Kraaie. Gaan lees 'n bietjie Numeri. En kyk jy wat is 'n kraai? Dis 'n onrein dier. Dis 'n aasdier. Here, ek soek nie vrotvleisie. Ek soek steak. Bacon klou seervry. Hy's 'n onrein aasdier. So, kom ons praat gou eerlik. Wat doen 'n kraai? Bring hy iets huis toe vir jou? Nee. Hy kom vat weg wat by die huis is. 'n Kraai is 'n dief. Hy steel. Die Here gee 'n opdrag wat op die oog af en op die oor en op die sinne en op die kalkulator gaan nie uitwerk nie. Gaan na 'n lopende stroompie toe, 'n fontein wat net in die reenseisoen loop, maar dit gaan nou droogte wees, so gaan so toe, dit gaan opdroog. En ek sal daar vir jou sorg met kraaie, diere wat by my kom vat en onrein is en wat die hele tyd aas en wat gulsig is, hulle moet vir my bring, dit maak nul sin. Kan ek jou sê, in vandag se tyd hoe dit sou geklink het. Dit is, okay, los die lieflike gesonde besigheid op plaas van jou, dan gaan bly jy gou vir 'n paar jaar, weet jy hoe lankie, daarso in die middel van die Namib. As jy 'n boorgat het, as 4 kameeldoringbome, en alhoewel dit vir die eerste 2 dae wat lekker sal wees, om daar die kameeldoringboom te sit, raak dit 'n geval van, wat gaan ek eet? Wat gaan ek drink? Waar gaan ek inkomste kry? En die mense rondom jou, sal vir jou sê, is mal. Toe die Here se opdrag in Durban wil na ons toe kom, dat ons hier saam met julle, in feite 8 jaar, voordat ons beleef, die Here sê, dis hier wat hy van gepraat het, begin hy reeds met ons praat oor bediening op die platteland. Oor herderskap op die platteland. Maar toe ons daar is, en dinge uiteindelik begin beter gaan met ons, toe sê die Here, ek gaan jou ontwortel by die rivier van lewende waterstrome, waar jou takke die hele tyd lekker blare maak as gevolg van die lieflike water, ek gaan jou ontwortel en jou hierdie kant toe bring. Hier waar jy geen sekuriteit het nie, want jy nie weet wat jy gaan net op aantrek nie. En vir 10 maande lang swerf ons in die kant rond. Met tasse, toksakke. Maar die opdrag van die Here was duidelik. Gaan. In dit sluit ek my voorsiening in. Nie een nag het ons nog koud geslaap. Nie een dag was my kinders sonder kos nie. Nog nooit. Maar die opdragte van die Here maak nie sin. So moet dit nie probeer uitredeneer. As jy seker is, dis wat die Here vir jou sê, doen dit. Doen dit net so. Volg dit net so. Maak seker dat jy weet wat hy sê. Maak seker dis nie 'n avontuur in jou hart nie. Want dat 'n ouetjie my kom sien, net nadat ek terug was van Pretoria af in die Kaap, toe kom sien hy my by die werk en sê vir my, ek wil ook op hierdie trip gaan, ek het gehoor van jou adventure. Ek wil ook op so 'n trip gaan. Ek sê vir my kom sê waar die Here dit vir jou gesê het. Nee, ek het dit maar ek wil doen vir die Here. Ek sê vir kan ek jou sê waar jy lekker ophou. Net na die eerste 100 km hou jy lekker op. Wanneer jou voete begin blaas maak, omdat jy nie dit ken nie. Waar die ITB na jou enkels en jou knieë na jou heupe toe gaan. Waar die spasmas van die rugsak toe gaan kom. Waar dit begin na lê nog 1800 km oor en jy het dit 100 klaar gemaak. Sonder dat jy weet die Here het jou gestuur, gaan jy omdraai. Weet jy wat gebeur dan? Jou geloof kruiseer, want jy gaan sê hoekom het die Here my nie gehelp het. En dis wat ons doen. Ons maak planne op hierdie aarde. Dan sê ons, Here, kom in ons planne en kom eer ons planne en dan koppel ons verse daaraan en sê, maar dis die beloftes wat die Here gee, maar die opdrag kom nie van hom af nie.
Want ek en jy sal kies soos Lot gekies het toe hy en Abraham moes kies. Abraham sê vir hom, kies. Wat kies Lot? Dit wat sy oë sien. Hy kies die rivierbanke van die Jordaan, die lieflike voorsiening. Waar eindig Lot op? In Sodom en Gomorra. Is dit waar jy wil opeindig? In 'n gemors, waar die Here glad nie daar is nie. Maar dit is skynsel van godsdienst wat oor jou hang. Maar die lewende God is in jou hart en dit spreek nie. Dit leef nie. Jy's dood, alhoewel dit lyk asof die goud rondom jou groot sukses is. Wat doen Abraham? Abraham sê, dis reg, vat jy, ek sal die woestyn gedeelte vat. En wat doen die Here? Die Here kom eer dat hy sterf, sodat sy neef 'n lieflike tyd kan hê. En die Here sê, ek kom onder dit. En wat doen hy? Hy laat vir Abraham groei in die woestyn. Hy laat vir jou groei in die woestyn binne sy wil. So die vraag wat ek in jou vra vandag, is as ons 'n lyn moet trek, maak 'n senterkolletjie in die middel, ons sê hierdie kant, Jesus, hierdie kant is Mammon. Waar op hierdie lyn is jy? Is jy meer aan die goddelike kant? Is jy meer aan die Mammon kant? So om dit te kan verstaan, wil ek vir jou iets lees. As ek nie weet wat Mammon is nie. En jy gaan vir my sê, ja, dis die God van geld. Ok. Mammon word in die Bybel gebruik as 'n term vir rykdom. Letterlik. Veral die woord onregverdige of sondige rykdom. En dit word as 'n soort persoonlikheid voorgestel. Iets wat soos 'n heer of 'n afgod optree en God se plek probeer inneem. Die woord Mammon kom direk uit die Aramees of die Hebreëus en beteken letterlik rykdom, besittings of wins. In die Nuwe Testament word dit egter figuurlik gebruik om materialisme en die afgodediens van geld voor te stel. Mammon is nie 'n God wat homself aan jou openbaar en sê, kyk hier is ek, kyk hoe magtig is ek gaan alles vir jou gee wat jy nodig het nie. Mammon kom speel op die gevaarlikste plek vir my en jou, en dit is op eie ek. Wat wil ek graag hê? Mammon kom manifesteer deur die Satan, want hy is die Satan se bondgenoot. En is een van die Satan se karaktereienskappe en sy persoonlikhede. En hy kom in die tuin van Eden. En hy kom sê vir Adam en Eva, nadat hulle alles het wat hulle hart kan begeer. Maar die een enkele ding wat hulle nie mag nie, wat buite hulle bereik is, hy kom na dit en sê, wil jy nie graag dit hê nie? Kyk hoe mooi is dit. Kyk hoe lieflik lyk die vrug aan dit. En hy sê vir Eva, kan dit nie dalk wees dat God bang is, julle word soos hy, om self te kan onderskei tussen goed en kwaad nie. En hy kom speel met al hierdie vragies. Geliefde, daar's 'n vers wat sê, guard your heart, for out of it flows the issues of life. Wees versigtig met wat omgaan in jou hart. Want dit is bedrieglik bo alle dinge. Dit is wat jy wil hê. Mammon kom daar is niks fout met 'n noot waarop staan 50, 100, 200 rand nie. Daar is niks fout met 'n balans in die bank nie. Dit is nie 'n afgod nie. Dis 'n middel tot 'n doel. Maar die oomblik, as 'n situasie om voordoen, en jy moet kies tussen God en die koninkryk van die Here, en aan die ander kant, wat is die beste vir my? In daai oomblik begin skuif jy oor na die ander kant toe. En die Here sê vir my, bou, jy teken jou prentjie verkeerd. Daar is nie 'n lyn waarop jy kan gly nie. Daar is net twee blokke.
Daar is net 2 blokke. Jy kan nie in al 2 blokke gelyk staan nie. Jy kan ook nie gly na die een en die ander. Jy kan of oortree soontoe of jy kom terug. Jy staan of in die hartjie van Mammon en die liefde vir self wat oorvloei tot die liefde vir geld, tot die mate dat ek sal buig om dit te kry. Wat moet ek doen om dit te kry? Hier is die maklikste om vir jou te verduidelik. Jy het 'n afspraak met iemand en jy weet die Here sit die afspraak op jou hart. En dit vat jou lank om hierdie afspraak te maak, want jy worstel met jouself, moet ek gaan of moet ek nie? Wat as die persoon aanstoot neem in die boodskap wat ek bring op? Wat as dit nie uitwerk? Jy stoot, so jy weet dis die Here, jy weet die vyand probeer 'n keer, maar jy maak daai afspraak. En woensdagmiddag 12:00 gaan julle mekaar sien. En jy's opgewonde oor 'n afspraak. En skielik bel iemand met 'n besigheidsgeleentheid. Terwyl jy op die oomblik 'n ekstra geldjie kos. En die tyd is 12:00 woensdag. In daai oomblik is dit vir jou 'n toets om te sê, wie regeer in my hart? Want die oomblik as jy daaraan dink, begin plannetjies maak, hoe kan ek 12:00 woensdag by my afspraak uitskuif na 'n ander stadium toe, sodat ek hierdie nou kan maak werk? Al wat jy sê, nee, maar ons kan altyd maak werk, al wat jy vir my sê, my prioriteit, my eerste liefde, my Here is Mammon. Want ek gaan sy prioriteit eerste stel in plaas van Christus. En in hy oomblik vergeet jy dat die Here Jesus sê, as jy die koninkryk en sy geregtigheid eerste maak in jou lewe, jou volledig instel tot dit, dan voeg ek vir jou by alles wat jy nodig het. Ek sal die kraaie stuur. Jesus gaan nog verder met Elia. Hy sê, as dit klaar is, dan is daar weer 'n wat vir jou wag aan die ander kant. Ek het klaar opdrag gegee, dat daar vir jou gesorg moet word. Maar daar kort iets aan jou kant. Daar kort 'n mind shift. Daar kort 'n mind shift, want ek kan vir jou waarborg, die eerste gedagte wat jy gaan kry, en wat jy gaan probeer regverdig, so besig as kan, sodat as iemand vir jou vra, hoe werk dit, gaan jy 'n storieetjie hê om te kan spin, sodat dit werk. Hoekom weet ek dit, want dit werk in my hart so. So ek praat hier met myself, en ek hoop dit beteken iets vir jou, dat as die eerste gedagte is, hoe gaan die geld beter maak werk, kan ek jou nou al sê, en die vyand in jou oor gefluister, en is Mammon die een voor wie jy kniel. Ek sê nie, jy kan nie hemel toe gaan nie. Sê wat ek sê nie. Ek sê, soos Jesus sê, jy kan nie God en Mammon, die liefde vir geld, die najag daarvan, die soek van rykdom. Jy kan nie daai twee saam dien nie. Jy gaan of die een afskeep en die ander een aandag gee, of jy gaan die een voorkeur bo die ander een gee. Jy gaan lief wees vir die een te beleef, die ander een sê, wag 'n bietjie, ek kom later. En wat hierin doen ons dit mee? As ek vir Mammon sê, wow, ek weet, ek het geld nodig, maar ek vertrou op die Here, daarom gaan ek die Here se sake eers stel, die Here se opdragte uitvoer, want ek weet binne in die opdragte wat hy vir my gee, is sy voorsiening 'n afgehandelde saak. So geliefdes, weet wat gebeur? In hierdie soeke van my na ambisie, en hierdie probeer om met een voetjie albei kante te staan van, hoe gaan ons die gemeente hierdie jaar optimaal benut in hardloop, en hoe gaan ons hierdie ambisie aan die ander kant maak werk? Toe maak die Here die deurtjie toe in my gesig. En toe ek gaan sit met die mense, toe sê hulle vir my, die hele ding wat gebeur het, val vandag plat. Ons kan nie verder voortgaan nie. Wil jy hê die koninkryk van die Here in jou lewe moet groei? Soek jy 'n verdieping in jou hart van Christus? Soek jy daai stem wat met jou praat en vir jou sê, hier is die pad, loop hier langs in 2026?
Soek jy daai vrede in jou hart, dat ja, daar is 'n bietjie min om alles te betaal, maar weet jy wat, ek slaap soos 'n baba, want die Here het gesê, hy sal die kraaie stuur. Of gaan jy probeer om plannetjies te maak teen die kant, om dit te maak werk? Gaan jy probeer om dit op 'n manier te regverdig, dat jy nog steeds 'n heilige sousie daaroor kan gooi, selfs kan sê, so sê die Here? Of gaan jy vir hom in hierdie jaar vertrou, omdat jy weet, binne sy voetspore is sy voorsiening. Dit is wat ek moes leer, geliefdes. Dit was vir my 'n harde en 'n moeilike les. Dit was vir my vrek moeilik om te weet, ek het geen inkomste nie. Die Here het gesê, uit al my planne wat ek probeer maak het in 2010, ek het ouens gekry om 'n website te geborg te kry. Ons sou kilometers verkoop aan besighede. Elke kilometer kom teen R200 of whatever, en die geldjies kom in en ons kan die rekeninge by die huis betaal, en ek het so 'n 100 besigheidjie gehad en iemand moes betaal word daar, en die Here sê, jy vat geen inkomste uit die besigheid uit nie. Jy stap Pretoria toe, een voet voor die ander, ek die Here jou God doen die res. Want die vraag wat hy my gevra het op die bus, 16 April 2010 was die volgende: glo jy, ek is die God wat in alles kan voorsien, of sê jy net so? Die Here het hierdie ding gechallenge. Gaan jy planne maak? Onthou nou, wie van julle wat die storie onthou? Ek sou by die Mighty Men 2010, by die groot geleentheid wat 400,000 mans was, sou ek die wonderlike voorreg gehad het, gelyk goddelik, né? Om die DVD-reeks God Provides te gaan bemark by 8 sound towers. So ek het my somme gemaak, wat is die odds, hoeveel mense sal koop uit die 400,000, en dit sou voorsien het aan my behoefte wat ek gehad het. En die Here stop dit so erg, dat die plek waar die DVD's gedruk word, gebom word. En dat ek op daai bus klim sonder 'n produk. En al my finansiële ambisies en planne val vir die hoeveelste keer stukkend. En ek is so teleurgesteld in die Here, ek is so, Here, u sien dan nou hoe ernstig is ek oor, u sien dan nou hoe ek probeer om weg te kom van die wêreld af, en nou vat hierdie bietjie krummels uit my mond uit. En die vraag kom, glo jy ek is die God wat in alles gaan voorsien, of sê jy net so, buig jy voor mammon, met jou eie planne en ambisie, of buig jy voor my? Kies. En toe ek sê, Here, dis reg, ek kies u, en ek wil nog met hom redeneer, het die Here nie saggies met my nie, hy het gesê, hier's die opdrag. Elia, hier's die opdrag. Gaan, draai weg. Krit. Here sê vir Bou, stap van die suide na die noorde van Suid-Afrika. Wat? Here, dit is nie hoe voorsiening lyk nie. Voorsiening is, hierso ons 'n werk, hierso ons 'n belegging, hierso ons 'n eiendom. Dis voorsiening. Here sê, ek sal my kraaie opdrag gee. Kan ek nou vir jou sê, in 76 dae op pad Pretoria toe, het ek nie een dag honger gely nie. Ek het nie eers een nag buite geslaap nie, sonder om te weet hoe môre lyk. Interessant dat die woord sê, moenie bekommerd wees oor môre wat jy gaan eet of drink of aantrek nie. Dis die goed waaroor die ongelowiges besorg is. Gaan lees jou Bybel, Matteus 6. Daai goed het die Here als gesê, hierdie goed kom als terug na my toe, terwyl ek met hierdie boodskap besig is. Alles kom terug, ek sal sorg. Die Here Jesus Christus het waaragtig kraaie na my toe gestuur. Julle kan, ek sal daai name vir julle gee, as julle kan die mense bel. Kom by my verby met 'n bakkie. Bakkie se gat so eintlik so op die teer soos hy briek trek. Draai om, kom terug. Hy sê vir my, wie is jy? Hy sê vanoggend toe hy wakker word, toe sê die Here vir hom, vat 'n koevertjie, ry na die ATM toe, trek R1,700, dis sy woorde, trek R1,700, sit dit binne in hierdie koevertjie, sit dit in jou bakkie, gaan werk toe, ek sal vir jou wys hoe dit is. Hy sê, toe by jou verbyry het, toe beleef ek, Here sê, hier is jou man. En ek sê vir hom, my opdrag wat die Here vir my gegee het, is gaan na die nasies toe. En sê vir hulle, dat hulle moet ophou kyk na hulle eie planne, ek is die God wat voorsien. En daarom sal hy vir jou sê, om dit vir my te gee, sodat hy my kan leer hoe dit werk, en dat jy in die proses kan verstaan hoe, daai geld wat jy nou net weggegee het, is jou belegging in die koninkryk. Dit was 'n opdrag wat die Here gegee het. You cannot outgive God. Daar is nie manier.
En dis eintlik die ironie, hoe meer jy vashou daaraan, hoe meer brand dit jou eie sak, en hoe meer ongelukkig is jy, hoe meer jy kan laat gaan na waartoe die Here sê, hoe makliker. Aha, wat sê die Here vir my? Betaal die geld in jou bankrekening, maar 10% wat jy hou. Nou moet ek 10%, ek het so 'n sakkie teen die kant van my broek gehad. Hy moet 10% met hier ingaan, maar hoor ek, dit is nie 'n maklike ding nie, want ek weet hoeveel ek kort om al die rekeninge by die huis te betaal. Die Here sê, as jy nie gaan leer om 'n blymoedige gewer te wees nie, kan ons maar hierdie ding los. Nou is die 10% hier in my sak. Nou loop ek. Geldjies. Kom 'n ou met 'n bicycle verby. Uiteindelik is daar net R50 oor in hierdie sak. Kom 'n ou met 'n fiets van voor af, maar hy is asfaal van die stof. En ek sien, dis my man. Beleef, as ek sê altyd, dit lyk of daar 'n bordjie om my man se nek hang wat sê R50. Ek stop hom. Ek sê, "O broer, ek weet nie wie jy is nie, maar ek beleef die Here sê hierdie R50 is joune." My man huil, dan hy trane van hom so daai stofpaadjies oopmaak op sy wange. Hy sê, "Meneer, jy sal nie glo nie, ek het my werk verloor. Dis plaaswerker." Hy sê, en al wat ek vir die Here vanoggend gevra het, is om my gesin deur hierdie naweek te kry, my kos wat ek nodig het, kort op R50. Kan ek jou vertel wat in daai oomblik gebeur met jou wat die geld gee? Is jy raak vry van mammon. Want jy sien hoe jy ontvang wat jy nie verdien het nie. Ek het nie 'n vinger verroer. Ek het geen werk gedoen. Ek het nie 'n aardappel geplant om uitgehaal en herverkoop om daai geld te ontvang wat hy in die koevertjie vir my gebring het nie. En hy is een van vele kraaie wat die Here gebruik het. En ek het niks gedoen om dit vir daai ou te gee behalwe om die opdrag uit te voer wat die Here gegee het. Maar wat in my hart gebeur het, is 'n stukkie vir stukkie, en moes die Here my losmaak van mammon. En ek het gedink ek is vry tot hierdie vakansie. Toe besef ek daar's nog steeds oorblyfsels van mammon. Hy los jou vir 'n tydjie uit, dan kom hy weer. En dan kom hy weer met die kleinste, fynste goedjies om jou weg te kry van die Here af. Maar nie hierdie jaar, die geliefde. Sê vir hom, sy tyd is klaar. Want nou het jy 'n geloofsgemeenskap saam met wie jy kan stap. En weet jy wat? Wanneer laas het jy saam met 'n broer of 'n suster gebid in accountability oor dit wat in jou finansiële rekening aangaan? Wanneer laas jy vir 'n broer gesê, bid saam met my, sodat ons die planne wat ek het voor die Here kan sit? Wanneer laas jy saam met jou vrou stil geraak en gesê, ek gaan geen finansiële besluite neem as ek en jy nie saam vrede het hieroor vorentoe nie? Wanneer laas jy dit gedoen? Of is jou planne agteraf, sodat niemand hoef te weet nie, maar jou plannetjies is uitgewerk oor wat jy gaan sê as iemand vra. Mammon, slimmer en sterker as wat jy dink. Nie groter as hy wat in jou leef nie, nee. Maar slimmer as wat jy dink. En slinkser as wat jy dink. Jy kan nie twee Here dien nie. Jy gaan net voor een van hulle buig, en jy kan dit maar gaan toets in jou eie hart. Kry 'n situasie wat staan tussen die koninkryk en die Here, en kyk wat gebeur. Jou hart gaan natuurlik reageer. Omdat jou hart natuurlik reageer na die geldkant, dit beteken nie jy dien vir mammon nie. Dis waar die keuse nou moet inkom. Ek weet wat my vlees begeer om nou te doen. Maar wat sê die Gees van die Here? En as ek dit beleef wat die vlees begeer, het jy nog steeds vrye wil om te kan sê, ek hoor jou man, nee, dankie. Ek hoor jou, ek voel jou, ek begeer jou in my vlees, maar nee, dankie. Want my keuse is die Here. Ek buig voor hom en hom alleen. Waar sien ons dit? Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle staan voor hy vuuroond en hulle sê, buig voor hierdie koning. En hulle sê, ons hoor julle? Ons voel die natuurlike begeerte om ons eie lewens te red. Maar ons God is by magte om ons te red uit hierdie vuuroond. En selfs al doen hy nie, buig ons voor niemand as voor hom nie. Wat gebeur na daai dag? 'n Wonderwerk gebeur in daai vuuroond. 'n Wonderwerk. En toe hulle uit is, toe buig die hele volk voor hulle God. Geliefde, wat as jou buurman en jou mense rondom jou, jou kollegas by die werk, net wag vir jou om te opbuig voor mammon? Net wag vir jou om staande te bly in 'n uur van nood?
En te kyk hoe jy dit doen, sodat ek kan sê, ons wil dit ook, ons begeer dit, maar ons weet nie hoe nie. Dis die krag en die mag wat die Here in 2026 in jou hand sit om te kies. En ons het vir mekaar gesê, die spruit het opgedroog by Krit. Elia het geweet, dis waartoe die Here hom stuur, dis nie 'n fontein nie, dis 'n spruit, dis iets wat net opdroog en 3 jaar en 6 maande lank het dit nie gereën nie, die spruit het opgedroog, maar die oomblik toe hy opdroog, toe die Here die voorbereidingswerk gedoen, vir die volgende fase, toe gaan hy berg af, en die hele storie gaan lees self, res van 1 Konings 17, met die tweede weer die onderkant, wat besig is om te sterf, en binne in Elia se voorsiening, lê haar voorsiening, want sy het die opdrag gekry, om vir Elia te sorg, maar al wat sy het is 'n bietjie, nog 'n opdrag wat glad nie sin maak nie, deel jou laaste bietjie, en sy deel haar laaste bietjie, en haar meel en haar olie raak nie op nie, tot die dag wat dit reën, en hoe is die dag van reën aangekondig? Die Here, Met 'n klein wolkie, het ons gegaan met sy gehasie gestuur. korrek, right, maar dit eindig met Elia, wat opdaag, by Agab, dieselfde koning, aan wie hy die opdrag gegee het, dieselfde een wat sy lewe soek, wat al deur sy vrou Isebel 'n klomp van die profete doodgemaak het. Maar nou is Elia se hart reg. Elia is reg vir die volgende seisoen. Hoekom? Want hy was by Krit. Hy het die opdrag van die Here uitgevoer. Hy het die voorsiening van die Here gesien. Alles is in plek. En Elia beweeg af na koning Agab toe. En koning Agab sê, hier kom jy, jou bedrieger, jou vervolger van Israel. En hy sê vir hom, jy praat nie so met my, kom ek sê vir jou, jy is die een wat hierdie goed toelaat. Jy is die koning van hierdie volk. En jy laat toe dat dit gebeur. En hy maak hy koning stil. En hy sê, hierdie saak gaan ons uitmaak. Hy sê, ek wag vir julle op Karmel. Ek stap so lank, ek wag vir julle. Hy sê, bring al die profete van Baal, wat jy toegelaat het hier jou vrou in hierdie land, 450 van hulle. Hy sê, bring nie sommer daai godin van Asiel, of wat dan naam ook is, bring jy haar 400 ook saam, kom, ek wag vir julle daarbo. En dan doen hy die onmoontlikste, hy sê, nou gaan ons hierdie saak voor die volk uitmaak, die volk moet hier kom staan en sê, gaan ons voort met Baal, die afgod, en Mammon, en die manier van dinge doen en daai, of gaan ons die Here dien, ons moet uitmaak, wie is God, hier. Dan bou ons die altare, en dan gooi julle julle sin, bid julle tot julle God, en dan sal ek my manier doen. En hulle bid, hoe lang kan daar gebeur niks. Dan sny hulle later uit mekaar het en bloed vloei, en roep, niks gebeur nie. Toe sê hy, okay, genoeg. Nadat hy met hulle gespot het, toe sê hy, right, nou my altaar, gooi nat. Gooi so baie water, dat hulle gragte moet grawe rondom die altaar, om al die water te hou. So nat is dit nat genoeg? Right, is nat genoeg. Sê Here, die God, wat by Krit met my gewerk het. Die God wat die onmoontlike gedoen het, deur vir my te sorg, in 'n droogte, by 'n stroompie, met onrein diere, wat aas, maar wat vir my bring. Die God wat my afstuur na 'n weduwee toe, en wat vir haar voorsien en vir my voorsien. Die God wat daai weduwee se seun wat gebore word, laat sterf en hom weer opwek uit die dood. Dit lê agter my. Here, kom maak die saak uit. En 'n vuur kom af en verteer alles van my wêreld. Dis wat in jou lewe kan gebeur, geliefde. As jy wil staande bly hierdie jaar, laat die Here vir jou verteer wat nie belangrik is. En as dit seer is, dan kom daar voordat hy goed in jou lewe wegvat, wat nie daar hoort nie, sodat jy 'n U-draai kan maak, en kom skuil by sy voete. 2026 sal sy fair share van uitdagings bring, I guarantee you that. Hoekom? Want die woord sê, uitdagings is op pad. Maar jy gaan een voet by Mammon staan, en een voet by Jesus, en jy gaan die juggle nie kan doen nie, dit werk nie. Want ultimately, kies jy vir self. Of, jy maak 'n besluit. 2026, is die koninkryk, en sy geregtigheid eerste. 2026 gaan ek die Here vertrou. 2026 gaan ek alles wat my oë sien wat my bang maak en my vrese en goeters, ek gaan dit na die altaar toe bring en sê, Here, hier kom lê ek dit neer. Ek verstaan niks wat hier aangaan nie, maar ek vertrou U.
in 2026, as die Here vir jou wys, jou bankrekening is 'n probleem, en leer jy om te gee. Daar's niks wat jou so vry maak, as om hierdie hand te vat, en so te maak, vir iemand wat minder as jy het nie. En daar's niks meer erger as die tronk waarin jy sit, as jy dit nie kan doen nie. Want Mammon het 2 bene. Die een is ek wil soveel as moontlik by mekaar maak. Die ander een is ek wil so min as moontlik gee. Beide gierigheid en suiwerheid. Al 2 is Mammon. Al 2 is Mammon. Ek kan nie gee nie, want ek wil by mekaar maak. Of ek het nie die behoefte om te gee nie, want ek wil meer hê van myself. Alles is myne. En die oomblik as jy, het was vir my moeilik om my 10% in die begin te begin gee. Dit was vir my moeilik, tot ek later 'n glimlag op my gesig moet kry, om die Here op my sê, smile. Nee, smile. Jy moet leer, so. Want in die Nuwe Testament is 'n 10de net jou wegspringblok na die plek toe waar die Here die eienaar van alles is en jy niks. 10% leer jou net om te gee. As jy nie 10% kan gee nie, as jy nie 10% kan afstaan nie, waar lê dit vir jou as die Here vir jou sê, vat 'n hele maand se salaris, of koop vir daai op bakkie, of doen dit, Jy sê, wow, dit is belaglik, dit kan nie die Here wees nie. Maar as jy kan leer om 10% getrou te gee, wat nie 'n wet is nie, is net 'n begin, dis 'n wegspringblok om blymoedig te kan wees, dan raak jy oop om te sê, Here, ek teken eienaarskap af aan U. En U is die eienaar van alles wat ek besit, en ek is die rentmeester daarvan. Nou kan U met my praat, en ek sal gee, soos wat U sê, want alles behoort aan U. Hey, imagine that, liefie, jy wil iets sê. Ja, kom. Ek is pretty much klaar. Ek wil net gou sê, in Lukas 16 is daar nog 'n gedeelte van die onregverdige bestuurder, wat jy kan gaan lees. En wat ek hou van daai storie, van die onregverdige bestuurder, wat ons nou uitgevang is deur die eienaar, dat hy gesteel het, en dan sê hy vir hom, okay, maar jy moet nou 'n plan maak hierso, en dan gaan hy mos nou, en dan skryf hy die ouens se skuld af, wat vir die koning skuld, hoekom, want hy wil sy eie alie beskerm. En dan word hy geprys, en dan verduidelik Jesus maar net daardeur, dat Mammon is onregverdig. Mammon wil geld maak waar hy dit nie moet maak nie. Mammon wil vriende maak waar hy nie moet vriende maak nie, rondom eer en status en geld. Maar op die einde van die dag, as jou allegiance lê by Mammon, sal dit onregverdig wees, en die uiteinde, net na dit sal jy sien, daar is nog 'n verhaal van die ryk man en Lazarus die bedelaar, en waar hulle albei geëindig het. Een het geëindig in die hemel, en die ander het geëindig in die hel, na 'n groot vallei tussen die twee. Mammon is altyd met jou op pad hel toe. Mammon se hart is om jou in die hel te kry. Enige moontlike manier. Ek sê nie jy gaan hel toe as jy hier en daar na Mammon luister. Ek sê sy intensie. Sy intensie is nie om jou net hier te skei van die Here nie. Dis om jou in ewigheid weg te hou van die Here af. So Mammon is by verre nie onskuldig nie. Hy het 'n onregverdige, diep gewortelde evil agenda. Terwyl die Here Jesus is 'n regverdige Here en 'n regverdige herder. En wanneer hy vir jou gee, is dit wat jy nodig het, nie wat jy wil hê nie, wat jy nodig het op die regte tyd. En op daai Here kan ek en jy staat maak. En ons kan op hom vertrou, maar hoor vir my vandag mooi. Jy kan nie net luister na prosperity en rondhardloop, die Here sal voorsien. Die Here sal voorsien as jy buitekant sy wil en buitekant sy opdragte beweeg nie. Daarom nooi ek jou om by die spruit van Krit uit te kom, by 'n alleen plek, om die tyd uit te koop, om te gaan sê, Here, ek wil nie hierdie jaar U mis nie. Hoor wat hy vir jou sê, gaan doen dit blaatant net so, en beleef hoe hy die kraaie stuur op die regte tyd om vir jou te voorsien. En die spruit, as hy opdroog, want hy droog partykeer op, hoe dit lei na 'n volgende seisoen, waar hierdie visseisoen wat verby is, nodig was om jou te kan sustain in die ander seisoen. Brood nodig.
Niemand van ons wil 'n skieppaas doen, soos in rugby. Een ou skiep nie. Dit help by jy skiepseisoene en jy wil by 'n volgende seisoen uitkom. Dis nie hoe die Here werk nie. Hy gaan jou deur seisoen tot seisoen vat om jou uit te bring waar hy jou wil hê. Elia sou nie die Baal-profete kon challenge as hy nie vir dit gehad het nie. Hy sou nie kon nie. Waar staan jy? Waar staan jy? Jy toehand? Jy oophand? Is jy reg ten spyte van die uitdagings om die Here te vertrou? Of wag jy vir die volgende geleentheid om te moan oor waar die Here nie deurkom nie? Ek het al hierdie getuienis vertel by Nehemia kamp, so die Nehemia kampers sal hom nog onthou. Maar so 'n paar jaar terug, ons is nog in Durbanville, en dit gaan broekskeer met ons. En ons ry Calvinia plaas toe, by my skoonmaale te gaan kuier, en op pad gaan stop ons nou met Darlene en Ines, lieflike vriende van ons, en sy beleef vir my 'n R300 se klikspeltjie te gee. En ek begin my plannetjies maak, want kyk nou, gaan ek hom nou uiteindelik vir my Stuysaak Comfort kan koop en al. Jong, ek het aan my hele besigheidjie daar uitbeplan. Alles wat ek nie andersins vir my sou kan koop nie, die sal ek nou vir my kan aanskaf in die wêreld. Nou ry ons plaas toe, dis droogte, my skoonmaale het nood. Nou die wat my goed ken en my skoonma weet wat 'n fantastiese skoonma ek het. Ja, wat is my ma? En ek sal my klere op my lyf vir haar uittrek. Sy is soos Naomi en Rut, is my skoonma vir my. En my skoonmense. En die Here sê hy Saterdagoggend vir my nog gee daai welcheckie vir hulle dat hy 3 de Klerk sê en ja. Ek sê net by, dit was reg in die middel van die droogte. Was Van die reg, groot ja, droogte, ja. ja. So hulle het ook niks gehad. Hulle het ook niks gehad het. Dat I kid you not sê, ek kan ons in my plannetjies en U het ons nou voorsien in ons behoeftes dat daai selfsug en mammon opstaan in my hart, dat ek nou vir die Here sê, maar as dit U was wat dit vir my gesê het, herinner my asseblief môreoggend daaraan. Nou raak ek Sondagoggend wakker en die Here sê, ek het ons vir jou gesê wat die opdrag is. Julle, toe ek daai vouchertjie vir my skoonma gee, toe ek kon laat gaan van wat ek gedink het die Here en dit se blessing nou vir ons is. Toe sê sy, nou kan hulle pille gaan koop en alles wat hulle doen, pille teenoor Comfort. En ek ry daar weg by daai plaas en ek sal nooit vergeet die vrede wat ek ervaar het. Die vrede wat geld nie kon koop nie. Ek kan nie eens onthou of ons na dit kon Stuysaak Comfort koop, dit is my irrelevant. Want die waarde van die vrede van kon laat gaan, was groter as 'n R300 se vouchertjie. Amen. Ek sluit af. Ek wil ook nog julle tyd mors as ek mag. Ja, asseblief. Dis amazing. Ja, dis amazing. Julle weet ek is daar bo en 'n pel vir my bel my hier van Danabaai af en hy sê weet ek moet nou net eers 'n grappie vertel. Hy sê nou hy is deel van die skaapkudde en onmiddellik gaan daar 'n ding deur my kop, kogelram, jy weet. En elk geval maar wat ek wil sê, Ek gaan hom nie slaan voor julle nie, ek wil hom nie skaam maak nie. maar wat ek wil sê en hy bel my, hy sê vir my hierdie ou stap met die kruis hier op, né, boontoe. En hy kom nou van Kaapstad toe, hy is al 10 maande op die pad. Hy is so 'n entjie van haar radio af. En die Maryke meisiekind is in Johannesburg, sy ondersteun hom nou en sy soek iemand vir Mosambiek. En hy gee vir my die nommer en ek weet dis moeilikheid. Nou wag ek 5 dae. Ek is besig daarbo, jong, ek is besig. Ek wag 5 dae tot ek haar bel. Ek kry intussen die baan nie aan. En toe moet ek afkom en 'n draaiery by hom by Masvingo om. Hy het niks. Toe het ek vir hom my vrieskatjie gegee, groceries gegee, gasstoof, alles goed. Goed wat die Here gesê het, hierdie goed.
net soos hy weer gesê het, hierdie goed. Gee weg. En dis nie my eie basyn, ek wil net vir julle sê, en dit het, ek moes R10,000 na los, wat ek nie gehad het. En dit het soveel aan my bankrekening gedoen, absoluut niks. En dit wil ek oorgetuig vanoggend vir julle sê, moenie bang wees nie. Draai hierdie ou wat ons God noem, dan kyk julle wie is hy regtig? Wie is hy regtig? Dankie, Ompie. Die opdrag wat die Here gee, wat sy voorsiening in jou lewe gaan ontsluit, maak nie sin nie. Kraaie is onrein, spruit droog op en weduwees het nie geld nie. Maar binne die opdrag wat hy gee, ontsluit hy lieflikhede by jou. Ek los jou met 'n paar wenke. Doen 'n eerlike hartsdiagnose hierdie week. Vat 'n situasie, skep 'n scenario en kyk hoe jou hart reageer. Bely as jy moet bely soos ek. Sê Here, die liefde vir geld het weer in my hart opgestoot en ek bely dit en ek vat dit kruis toe en ek sê ek sterf daaraan af want ek weet U is my God, presies dieselfde God van 2010. U sal aanhou voorsien soos U het en ek vertrou en dis vir my genoeg dat U die kraaie stuur. Kies bewustelik elke dag wie jy gaan dien. Kies bewustelik, staan op en sê Here, ek kies U vandag. Help my asseblief. Enige geleentheid wat op my pad kom wat gaan staan as 'n opsie, as 'n coin flip tussen Mammon en U, praat met my duidelik dat ek hoor waar U sê nee en waar is ja. 3. Leer om tevrede te wees en vergenoeg te wees met wat jy het. En die enigste manier wat jy dit doen, is om van dit wat jy het weg te gee. Dan kom jy agter, jy kan eintlik uit 'n toksak uit lank lewe. Ons goed het daar by JP in die stoor gestaan. So na daai 7 maande se rondtrekker het ons sê vir mekaar, wat gaan ons met al die goed doen ons het eintlik nodig het? Ons het met 'n paar toksakke en 'n paar speelgoedjies wat die kinders in 'n sak kon sit, het ons rondgeswerf tussen julle almal. En die Here het gesê jy kan met baie minder oor die weg kom as wat jy dink. En baie van die goed wat jy voel jy nodig het, gaan net ekstra tyd mors in jou lewe. Vergenoegdheid, saam met godsaligheid, dis 'n groot wins, sê die woord. Punt nommer 4 het ek nou klaar gesê, gee vrygewig. Oefen dit om te gee. Oefen dit om te gee. Dit kom nie natuurlik nie. Maar as jy dit begin doen, al gee jy 'n perske wat in jou groenterak lê vir iemand. Leer net om te sê, hierdie ding wat vir my nou lekker sou wees, kom ek deel dit met iemand anders wat dit het. Dit is amazing, jou hart raak sommer lewend. 5. Beywer jou eerste vir die koninkryk van die Here en sy geregtigheid. Die res word bygevoeg. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen. Asseblief merk in jou dagboek, moenie volgende Sondag mis nie. Volgende Sondag is die Here se opdrag vanuit Krit vir ons gemeente.